Impact. 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 Welkom by Vlameskerp 2017. Hierdie gaan vir die Vlameskerp manne en vroue 'n asemrowende jaar wees. Ons verander die hele formaat 'n bietjie. Jy sal sien in jou werksboeke, dit lyk heeltemal nuut. Splinternuwe werksboeke en challenges. Jy gaan uitgedaag word, jy gaan gestretch word en daarbey saam gaan ek behalwe jou weeklikse Vlameskerp boekie elke dag van die week vir jou 'n skriffie daarin sit wat jy kan lees en oor kan mediteer. Die woord van die Here gaan jou laat vlieg. Die woord van die Here gaan vir jou deurbrake gee. So, jy is baie gelukkig. Klop jouself so op die skouer en sê, baie geluk dat jy in Vlameskerp is. Ons begin met die boek Markus. En ons noem ons eerste reeks vir Vlameskerp die Kolskoot reeks. So, jy kyk nou na Kolskoot nommer 1. En die skriflesing is Markus 1 vers 4 tot vers 20. Lees dit deur en kyk 'n bietjie wat staan aan. Dit sal goed wees as julle sommer net eers 'n bietjie met mekaar gesels oor. Wat haal jy? Voor jy nog gaan kyk waaroor praat ek. Wat haal jy uit Markus 1 vers 4 tot 20? Jy sal sien Markus is baie kompak. Waar Matteus 'n lang boek is, 28 hoofstukke. Ons het verlede jaar vir 'n jaar lank by Matteus stilgestaan by 'n groepie disippels, maar Markus het bam bam bam. Dis 'n kolskote. Dis nie 'n lang oorlogvoering, dis net gaan en doen dit. Dit gaan oor impak. Dit gaan oor maksimum effektiwiteit. Terwyl die tyd besig is om uit te loop, wil die Here hê ons moet impak maak en ons moet maksimum effektiwiteit hê. Want te veel kinders van die Here dobber net. Te veel kinders van die Here is sonder rigting. Hulle groei nie, hulle vorder nie. Daar's niks wat aanloklik is in hulle nie. So, ek bid dat terwyl jy deur Markus gaan met jou Vlameskerp groepie, jy as 'n individu, julle as 'n huis en julle as 'n Vlameskerp groep aanloklik gaan word vir die wêreld. Dis waaroor dit gaan. Elkeen van ons is nodig. Want elkeen van ons het 'n kontakwêreld waarin ons is, waar niemand anders dalk by kan uitkom nie, maar net jy. Jy is die evangelis wat jou kontakwêreld vir die Here moet wen. Niemand anders kan dit doen nie. So, jou kontakwêreld is jou teikengroep. En die Vlameskerp groep is daar om jou te help groei en jou te help toe te rus sodat jy kan gaan en in die res van die week jou kontakwêreld, jou teikengroep kan maak vir kolskote. Het jy dit? Want jy is 'n skerpskutter. Dis die fliekkie wat jy nou voor die tyd gesien het. Jy het mooi gesien hoe werk dit. Jy het gesien daai verskriklike wapens wat hulle het. Dis nie pea-shooters nie. En dit is nie pellet guns nie. En dit is nie windbukse nie. Dit verbaas my dat sommige volgelinge van die Here dink hulle kan die vyand met 'n windbuks plat skiet. Dis soos 'n jagter wat in die veld is en jy staan met 'n windbuks en 'n olifant storm op jou af. Dink jy gaan hom plat kry? So, jy moet die regte kaliber wapen hê. Dis wat Jakobus 4 vir ons sê. Jy moet die regte kaliber wapen hê. En jy is die Here se skerpskutter waar elke skoot tel. Want jy kry dalk net een skoot in. By baie mooi jong, as ons nou na Markus toe gaan en jy gaan kyk 'n bietjie by Wikipedia, by skerpskutter as die Engels marksman. Is dit toevallig dat ons uit Markus uitwerk. En marksman beteken hulle is spesialiste wat long range targets uithaal sodat die res van die groep vorentoe kan gaan en grondgebied kan afvat. Asemrowend, né? Dis presies wat ons is. Marksman tree nie individualisties op nie. Marksman is deel van 'n groep soldate en hulle haal long range targets uit sodat die groep verder kan gaan. Dis
waarmee die Here met ons besig is. So, Marksman oefen baie hard, hulle is spesialiste, hulle is gekommit, hulle is toegewy. Skerpskutters gaan, waarheen hulle ook al gestuur word, enige plek, enige tyd. So, jy's nie 'n skerpskutter as jy kan nie. Jy is nie 'n skerpskutter as jy net oefen nie. Jy is nie 'n skerpskutter as jy net meer leer nie. Jy's net 'n skerpskutter as jy gaan. En vlamskerp gaan hierdie jaar vir jou niks beteken as jy nie gaan nie. So, die wat dan hier deel gaan hê, moet vandag 'n paar vrae vir mekaar vra. Julle as 'n groepie, vra vir mekaar hierdie vrae. Hoe kan ons individueel in ons kontakwêreld of as 'n vlamskerp groep groter aantrekkingskrag hê vir die wat nog nie die Here dien nie? Hoe kan ons gaan? Individueel en as groep. Op watter kreatiewe maniere kan ons gaan? Dink 'n bietjie buite die boks. Dink 'n bietjie kreatief. Hoe kan ons gaan? Hoe kan ons aantrekkingskrag vergroot? Nou het jy gekyk na Markus 1. En dan sien jy 'n bietjie eintlik waaroor dit hier gaan, hè. Waarvoor het Jesus ons geroep? As jy daai verse lees in Markus 1, waarvoor het Jesus ons geroep? 2. Lees weer verse 9 tot vers 13. Wat beteken die doop? Lees ook Romeine 6 vers 1 tot 6. En vra, waarom is die doop belangrik? Is die doop belangrik? Dalk nog sterker, is die doop noodsaaklik? En as jy Romeine 6 lees en jy lees dat die doop is 'n begrafnis van die ou mens, kan 'n dooie kies om begrawe te word of nie? Kan jy na jou dood vir jou familie sê, nee, ek wil nie graag begrawe word nie? Of ek wil so begrawe word of sis? Kan jy na jy dood is dit sê? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Want dis die tweede belangrike stap. So, ons praat oor baie belangrike stappe. Een is roep. Die Here roep jou. Hoe reageer jy daar? Dis waaroor vlamskerp gaan. Die Here roep jou. 2. Hoekom moet daar 'n doop wees? Hoekom is die doop belangrik? 3. Wat gebeur na die doop? 40 dae in die woestyn. Wat was die 40 dae in die woestyn? Was dit voorbereiding vir sy bediening? Wat sal dit vir my beteken as die Here my roep om iets vir hom te doen in my kontakwêreld? En ek besluit om die Here te volg. Wat beteken 40 dae wag om dit te doen? Beteken letterlik ek moet 40 dae ergens in die woestyn gaan sit? Wat beteken dit? Het die duiwel hom aangeval in daai 40 dae? Gaan my voorbereiding ook 'n fight beteken? Wil die vyand die Here se plan aborteer in my lewe? Ons gaan baie reguit praat, ons gaan inpraat, ons gaan diep praat. Dan lees jy Markus 1 vers 14 tot 20 weer 'n slag. Lees verse 14 tot 20. Na die voorbereiding moet daar wat gebeur. So het jy die plan vanaand? 1 uit Markus 1, die Here roep ons elkeen, want ons elkeen het 'n kontakwêreld. 2, die doop. Wat beteken die doop na die roeping? Wat sê dit van 'n ou mens en 'n nuwe mens? 3, tyd van voorbereiding. Periode van voorbereiding. In daai tyd gaan die duiwel probeer om die plan van die Here vir jou lewe en jou destiny te aborteer. 4, na die voorbereiding moet die aksie kom. Watter ander doel het voorbereiding as dat ons moet oorgaan tot aksie? Jou werkboek gaan jou baie meer hieroor vertel en gaan jou baie meer inlig. Soos werkboeke is hierdie jaar baie meer omvattend en baie meer intensief. So, nou het jy 'n bietjie die fliekkie gesien oor skerpskutters. Dalk het jy al baie flieks daaroor gesien. Jy het nou gehoor waaroor die planne gaan. Jou werkboek gaan meer gee. Jy gaan 'n week se tekste kry. Praat 'n bietjie daaroor en kry julle plan van aksie vir volgende week in beweging.